Sit gerus nader, dis tyd vir episode 23 van Gesels Net Nies. Maggie, welkom by episode 23. Dankie. En dit raak al warmer, né? Moes jy so dink? Ek sien jou baadjies raak dunner. Ek is kwaad vir die weer, want ek het net regtig gedink gister dat nou is ons warm. Jy weet, die warm kom, het ek het die hele week met die kleintjies buite gesit en denk, Ja. Jesusie. En volgende dag, net om trek, dacht ek gaan dood. En toe sê iemand van hulle sê, is alweer 'n koue naweek. Dit is. Okay. Maar vir een of ander rede het iemand vir my gesê dit gaan maar 18 grade word. Vandag? Môre. O, ek was nie vandag nie. En, Ja, die dis 6 my gaan kyk. nogal bietjie koelerig want ek het môre 'n verjaarsdagpartytjie wat ek moet afneem en dit gaan buite wees so. Wie my baadjie nie. Nee, sorry, jy kan nie, ek gaan alleen na plek, ek gaan na 'n ander plek heen toe. Ek gaan nog 'n T-shirt aantrek. Fyn. In elk geval, dis 'n besige naweek hierdie, Ons het 'n né? baie besige naweek die week. So dis kom ek gaan vinnig gaan ek vir julle gooi. Wat het ons hierdie naweek wat gebeur waar in ons dorp? Ek gaan nog nie gooi met volgende week sê, want volgende week het ons net so besige naweek. Ja nee, daar gaan nie te lank word. Ja, so ek weet ons skop af. Pick n Pay het weer hulle lekker mark. O ja. Ek dink dit gaan die laaste wintermark. Dit gaan die laaste wintermark wees. Ek dink dan van daar af, hulle het mos begin met 'n boot sale as ek dit nie mis het nie. So hulle groei baie mooi. Ek het gesien ons baie stalletjies, Daar het baie maar nice. môre het hulle ook nog mense by. Ja, mevrou Clarkstorp as ek dit nie Ja. mis het nie. Sy kom 'n draai maak, sy kom hulle help as ek dit mis het. So gaan loer. Ek gaan nie vir julle sê waar aangaan nie, want dit is hoekom julle moet gaan kyk. Hulle is daar van 9uur tot so 1:30 se Ja, kant. hulle is about 12:30, maksimum 2 uur, want dit is hulle wat daai lekker projekkie gehad het voorheen van die ouma en oupa briefietjie wat jy moes doen en ja, dis ja. hulle, dis dieselfde. Okay. So dit is nou dit, dan het ons dan by Candas Candas is vanaand en Triest môre. Môre. Hulle so July Derby July ding. Ek dink Ons jy moet weet nie optres presies hoe nie. werk die game nie. Nee. Maar mense moet by hulle uitvind en ek seker die mense wat al van tevore daar was, Hulle sal 'n idee. sal 'n idee, maar ek dink hulle moet 'n bietjie meer werk daarin doen om te verduidelik in hulle advertensie. Ja, ek wil eintlik nog gepraat oor dit. Ja. Baie mense is lief om die advertensie te doen. Kyk, dis baie nice as jy 'n plakkaat het wat mos net klere en hy spring uit die boks uit. Maar jammer, dis nie waaroor die advertensie gaan nie. Ek soek detail so ook alle ander mense. Ons wil kyk waar is hierdie plek. Wat is die telefoonnommer dat ek kan kontak? As ek 'n stalletjie byvoorbeeld wil gaan opslaan, wie moet ek kontak? Verstaan? So En die doen dit. belangrike ding is kontak besonderhede en Die adres. Ja, jy moet onthou want baie mense sê, ja maar in die geskrewe post is al die details. Ja. Jou prentjie word heen en weer gestuur na Ja. ander mense toe op WhatsApp. En daai hulle kopie nie daai geskreef Hulle kopie nie. daai geskrewe inligting nie. So as alles nie in jou prentjie advertensie is nie, dan verloor Ja. jy potensiële voete. En as jy 'n onbekende plek is, of 'n nuwe plek is Ja. wat opmaak, mense weet nie van jou, ek is jammer, jy gaan nie die voete kry wat jy Sit 'n soek kaart nie. op. En ons Ja, ons ja. het ons het een so advertensie gehad van iemand en ons het hulle gekontak en Hulle hulle het net so 'n klein verander. kaart onder bygesit. Ja. Nou weet almal waar is hulle. Ja, Dit en werk. hulle het regtig sy wou dit verander want sy wil mense raai. Sy Is wil nogal mense dit daar gaan kry. Ja. maar hou dop, jy sal weet van wat ons praat en gaan ondersteun hulle. Dan by Wheelies. Wheelies pub en grill, pub en Ja, restaurant. sit dankie nou daaroor reël hulle nog 'n hele paar goedjies hier, hè? Duncan trek nou hierdie week Berlyn toe. Ons op die buitewyk. Weet nie Want hy eens trek van van Dresden af. Ek gaan nou eendag 'n bietjie weer met hom gesels. Gaan baie goed daarso met hom. Hy sê dis lekker warm. Ja. Geniet dit Okay. vir nou. Vir nou met Winter is julle coming. sneeu. Boom. Maar ja, sy besigheid hier gaan aan. Wheelies pub en restaurant. Hulle maak baie lekker kos, baie goeie pryse ook. Ja. Lekker pizzas, lekker burgers, lekker steaks. Alles wat jy sou verwag om by 'n bar te kry en daai tipe plekke. En dit nog steeds 'n spoegkobra. Ja, die Dit nog steeds- spoegkobra. Jy moenie daai ding vergeet nie. Eendag daai ding maak As lekker jy 'n baie interessante prys. produk wil sien, gaan kyk op wheelies.co.za vir wat hulle daar het. Hulle menu is daar, Ja. maar heel onderaan kry jy die spoegkobra en ja, Of gesels net 'n video. Gesels net 'n Spesiale video. daarvan gemaak. Dit is regtig dis die moeite werd. Awesome. So ja. Nou kan ek nie Hulle het sien hulle nie, Fast and Furious O ja, dis cars reg. and sound. Dit gaan met 'n bietjie klankuitstelling en dis mal goed.
Ek weet nie of jy al die geleentheid gehad het om in een van daai voertuie David, ja, Ja. Maritza, my vroukie het gesit in daai mini van David Erasmus. Die hare. dit gaan. Oral. Dit lyk asof jy elektrisiteit aan het. Dit voel asof jou logge uit jou bors uit wil val. Baie cool. Kyk, as jy hou van klank en spoed en daai tipe van ding dan, is lekker. Is eintlik regtig lekker. Maar ons het die hele klompie mark. Ek weet nie hoe almal gekies het om hierdie naweek 'n Ek mark te maak. wens. Hulle moet mekaar begin dophou. Hulle Ja. moet ons begin dophou op Geselsnet. Omdat op Geselsnet elke Woensdag pos ons die wat gebeur Waar, ja. Dan kan jy baie vinnig uitfigure waar al die ander markte is. As jy wil oorvleuel met ander en jou produkte wat jy daar gaan uitstal is heeltemal anders, by all means. Maar as jy te veel oorvleueling net van dieselfde ding, dan begin julle mekaar in die voet skiet. Ja, want die ding is, ek wens die mense wil ophou met hierdie van, maar die einde van die maand het iemand geld. Weet julle wat, ons sukkel al klaar 'n ekonomiese struggle wil ek amper sê. So, as jy wil geld uitgee, sal jy by daai mark wees. Ja. Maar nou maak dit mense dit vroegtydig moeilik. so beplan. Maar nou maak hulle dit moeilik want in eerste plek maak dit hulle moeilik vir die uitstallers want hulle moet nou kies by watter plek gaan, watter een bied die goedkoopste aan. So op die einde begin die uitstallers ook al so goedkoop vra net om stalletjies te lok. Ek voel net mense moet begin praat onder mekaar. Hou deur die hele want nou het ons een naweek wat ons heavy gaan enjoy. En dan vir die volgende 3 maande naweek is daar absoluut niks. Ja, sê. Ek dink ons het iets so vier markte. hierdie Ja. naweek. Nou nog een van die markte, een van die groot markte wat veronderstel is om 'n groot mark te wees is by die Flamwood Walk Winter Edition Ja. market by Flamwood Walk self. Hou vrou met Walk se page dop. Dan gaan 'n paar dingetjies kom. Flamwood Walk is een van die shopping centers in Klerksdorp wat seker die besigste Ja. Facebook page het. Daar's elke dag nie een nie 10 paar. nie 20, ek dink daar's 1000 posts. En alle Jop. winkels wat daar is, so specials word daar gegooi. Aanbiedings wat hulle het, kompetisies wat hulle aanbied. So as jy nog nie op Flamwood Walk se page is nie, dan place weet jy nie regtig wat gaan aan nie. Ja. So ons het Desperate Housewives van die Kaapstad wat kom. Ek kan nie haar naam onthou nie. Wat sê hulle van? Ek dink hulle is almal reeds hier. O, wag, jy praat van Talana. Hier in King. Ja. O, daai een. Sy kom 'n praatjie gee, maar sy soos ek verstaan wat ek gelees het en gehoor het en goed is sy eintlik 'n ou Klerksdorper. Sy is 'n ou Klerksdorp. Ja. So gaan luister vir haar as julle dames nie weet wat om met julle tyd te doen nie. Ek gaan ongelukkig daai skiep. Dan het ons natuurlik die bokkies. Die een wat ek gaan mis, jene en ek maar weer ongelukkig werk is werk en ek het 'n werkie wat ek môre moet doen. So ek kan ongelukkig nie uitval nie, maar ek wens ek kon en ek wens hierdie manne al die voorspoed toe. Ja, en weet jy wat's lekker? Nog steeds kan jy 'n kaartjie gaan koop vir R100 om 'n motorfiets van ek dink hy het gesê oor die 65,000 Ja, somewhere wat jy kan wen. So dis nog nie te laat nie. Gaan koop vandag nog jy het nou geby nou. So gaan koop jou R100 se kaartjie. Daai geld gaan ook vir 'n baie goeie doel op die einde van die dag. Gaan ondersteun hulle môre. Ek gaan daar wees. Ek gaan saam met Johan hulle kuier. Dis bikes. En weet jy wat? Altyd oral waar As jy bikes nie is. daar kan wees om 'n kaartjie te koop. Koop die kaartjie. Jy kan 'n kaartjie koop. Jy bel vir Johan op sy nommer. Dis hy. As jy nie weet wat Johan se nommer is nie, daar In sit die hy onder op die advertensie? skerm. Ek sal daar opsit of dit is op die advertensie opgesels net waar jy al die besonderhede van hierdie ding kan kry in ons Ja. wat gebeur waar vir hierdie week Woensdag. Skakel daai nommer, bel koop 'n kaartjie of 10 by Johan Stuur. en maak saak waar jy in die land is nie. Ja. Dan kan jy daai motorfiets wen. Hulle gaan nie die trekking doen net vir die mense wat daar is nie. Jy moet nie verteenwoordig wees om daai prys te wen nie. Hulle is ook. Met ander woorde die potensiaal is daar dat iemand van Kaapstad af die Ja. motorfiets, hy moet net hiernatoe hike of iets. Soos en wat dan- ek Johan ken, sal nog die ding gaan aflewer vir die persoon. Ja, Hulle hou van Johan is 'n spesiale mens. maar hulle hou van die idee dat hulle moet travel ook. Dit gee hulle 'n rede om bietjie weg te breek van die daaglikse werk af. So En dis, ja, dis ek dit vir die dink events. wat ek nou so vinnig kan onthou, dink ek is dit nou hierdie naweek se kuieraksies. Ja. So ons gaan die volgende naweek ek wil net graag 'n ding noem wat nou reeds gebeur het. Dis nou gister se OFM Chip for Charity. Okay. OFM, baie dankie dat julle hierdie ding altyd hierdie kant toe bring, nou ook nie 'n golfbaan toe. Ja. Dit was gepak daar gewees en is
wel gedaan. Goeie maar opkoms. wat ek wil dankie sê is aan ons gemeenskap. Hulle het met hierdie OFM Chip for Charity R314,000 bymekaar gemaak. Die mense het so vinnig gedonate. Hulle het al 100,000, hulle eerste 100,000 gehad nog voor die eerste bal afgeslaan is. Well done aan Klerksdorp en die Kos omgewing se mense. Mense kan nog gee. Mense kan nog gee. Kan nog gee. Baie Ek dankie. weet ons sukkel, maar Dankie mense dat kan nog gee. omgee. Om te Onthou- gee, ja. Omgee om. Omgee om te gee. Maar voordat jy nou met jou ernstige nuus begin, het ek en jy nou lekker by daai Portugese saal gekuier laas Saterdag. Die Flavorfest, Robbie. Well jy het done. 'n lekker ding daar beet toe. Ja, ek het baie geniet. Daar was genoeg entertaining vir die nie genoeg, daar kan seker meer kom, maar daar was lekker entertaining vir die kinders. Die verskeie kosse, oh my hoe, daai koekies wat in daai sjokolade gedip is en Griekse kos natuurlik het ek vir my gekry. So Robbie, well done. Ek weet jy het vir my gesê julle werk nogal goed, daar gaan nog goed kom. Hou die konsep van die Hoek. kuieraksie Dit werk. buite. Daai kom sê biertent. Ja, ja. Want dis nie rook alles onder in daai dak soos almal rook nie. Die kinders kan jy dop hulle speel en goed, maar die mense wat musiek wil luister op bietjie lekkerder wil kom ons sê musiek. Sit daar onder die Ek het dak. miskien een voorstel. Is dat hulle miskien 'n ekstra tent daar waar die kinders is, 'n ekstra tent opstel. Ja, met 'n Met kinderhoekie 'n daarop. area waar daar nie sitplekke is nie, waar kinders kan speel. 'n Kinderhoekie. Want hulle die kinders het die hele tyd in die son Ja, gespeel. ek hoor, ja. En baie van die ouers met kleintjies en kinders moes in die son sit, Ja. sodat hulle kinders kan dophou. Ongelukkig, Dis die ons ene- was een dis- van dis daai, nie ja. gripe nie, dis die een ding wat ek opgelet het, maar en ek dink hulle gaan meer mense, want die kinders, Hulle het so geniet hoor. ek dink daar's 4 springkastele gewees. Ja. Hulle was toe gewees Ja, van die drie. kinders van bo tot onder. En daai treintjie karretjie. dingetjie en die dame wat hulle gesiggies gepaint het. Jos het mooi face painting gedoen. Regtig. Daai is kuns. Weet jy hoe was jy ooit weer daai kind se gesig? Dit een ouetjie het sulke goedjies op sy oë laat ek nader moes kyk as die kind se oë oop of toe. Ja. En dan maak dit eintlik toe en dan lyk dit is baie nice. Dis baie En Robbie cool geweest. R10 Entry. entry. Is billik. Yes. Ek wens mense in klas op kan leer wat jy gedoen het Saterdag want dit gaan maak dat gesinne weer uitkom en 'n dag geniet soos wat ons Genius. almal by julle geniet het. Regtig was nice. En dan daai nie blanke man wat so Afrikaans sing, goeie genade. Wow, Wel dan ek weet wat sy naam is. Hoendervleis en dis nie koue nie. Dis amper soos 'n tweede revensie. Ja, ja. Ek stap by hom verby. As jy oor toe maak gaan jy nie ag Ja, jou oor toe maak gaan jy dink Ek was ek het vir ons 'n koeldranke gaan kry en toe ek weer by hom verbystap en ek kyk hom sy rug en sy oë. Hy kyk so vir my en ek sê wys vir hom so. Jene, maar soos hy man sing smile hy maar. ek het 'n klip Hy geneem het ek dit sal so op dit gewaardeer. insit. Ja, wys vir my dat ons bietjie vir die mense kan wys. Die man het dit waardeer. Ja, Julle moet absoluut. onthou wanneer daar daai mense is, hulle is op stage en hulle raak ook senuweeagtig. Ja. Dit is veral by Harde hierdie tipe werk, events dat wanneer hulle klaar is met hulle liedjie, klap hande en selfs wanneer hulle Cheer terwyl hom. hulle speel, cheer hulle of wys hom net. En hulle het nogal. Ja. Regtig, ek moet dit sê, die mense Voor hom was daar ook 'n ander kunstenaartjie wat net so goed was, Ja. ook mannetjie met 'n Ja, baard. yes. Hy het baie fat man. Fatman. Hy het baie fat man die kies gesien. En kyk ons weet nou vir Fatman Hy- leer ken hè. ja, Wat 'n baie karakter. nice Ja, mens. hy is awesome. Dan Maggie, wil ek net vir want ons moet erkenning gee waar dit due is. Die Matlasana Secondary School van Joburton Okay. het die eerste posisie gekry in die mixed choirs kategorie vir 'n kompetisie wat hulle. Well Ek gaan so hierso aan die kant done. vir julle 'n videoetjie wys van Nice. hoe hulle daar optree. Ek kan ongelukkig nou nie vir julle die actual musiek wys nie want copyright, Kopiereg, ja. Kopiereg. Dan ook verlede week was dit rugby geweest. Baie rugby En oral. ek praat nie net van die rugby, Springbokke. die Springbokke teen die Portugese nie. Well done. Very very nice game deur 'n klomp amateure. En ek praat nou van die Springbok span. Ja. Ek praat nie van die Portugese nie. Ja. Die rede hoekom ek so sê, daar het 'n klomp nuwe jongelinge ingekom wat kom ons sê so 20 minute gespeel het en saam met die professionele manne kon speel en 'n bietjie ervaring, maar het julle ons impress met
ons sien uit na toekomstige rugby spanne en manne wat lekker vinnig Spoed het en goed, man. Ja. En as ek trots om te sê, Andrei se ou goudkop seentjie. Andrei Esterhuizen. Van ons grond af, Andrei, hy het klas op water in hom. So, Well done. Ja, dankie vir jou spel. Ja, hulle het vir hom van die Woolies gebottelde water gegee. Is dit? Okay. So, ja, ek praat van die ander rugby wat by die Mark Otter stadion was. Van die mense wat daar uithang en 'n bietjie rugby gaan kyk het. Klerksdorp het twee spanne, eerste span en tweede span. Ons eerste span het wel gedaan, harde game gespeel teen Potchefstroom en Klerksdorp het gewen 38-31. Dit is geluk wel hulle. gedaan daar en ek dink Klerksdorp se tweede span het dalk gespeel deur mense wat nie baie geoefen het nie, want hulle het Klerksdorp het Potchefstroom se tweede span 41-5 'n losing gegee. Tjo. Well done. Ja, wel, hulle is dalk een van daai spanne wat net oefen. En weet jy wat hierdie rugby is uitgesaai op YouTube. Rare. Ja, dis nice. Square Sports. Maar ek hoor hulle doen deesdae nou nog in die laerskole ook. Hulle het verken julle ook daar, ek kan nie dink Ja, kos dit word rugby. op DStv, skool rugby. Nee, op YouTube. Op YouTube ook. Op YouTube. Ja. So dit is nou nogal nice om te sien hoe die mense regtig begin ek wil sê invest in die sport. Dis hy. As ek dit so kan stel. Dis nie net meer 'n skole rugby en jy hoor net jou kind of jou kleinkind het so gewen nie. Jy kan actually hulle begin moeite doen. Jy kan actually game ook kyk as jy daar kan wees. En so ja, wie ever so flink dink baie dankie. Ja, Ons waardeer. Dis lekker. Die skole en veral die kinders waardeer dit baie. Ja. Nou op ons ernstig, kom ons begin met 'n bietjie ernstige nuus want ons moet eendag van die tyd. Ek wil net die SAPD weer prys dat hulle altyd goeie werk doen. En hierdie week weer die twee wat ek nou uitgelig het hulle weer wapens gekonfiskeer by iemand na tip-off wat hulle en dit is nice wanneer die gemeenskap begin saamwerk met die polisie en die polisie begin vertrou. En na tip-off het hulle man gearresteer in Jobberton by Extension 14 en 4 wapens is afgeneem. En hy gaan nou later op die 29ste maandag sal hy nou weer in die hof verskyn. Ek sal dophou waar enigiets interessant daar vorendag kom, maar 'n groote. En ek moet nou hier in Engels lees want dit is belangrik. A former ward councillor at the Dr. Kenneth Kaunda District Municipality, Letlogonolo Molefe, yes, ek raai naam reg. Ek sit die dik vir die lag om te wag dat jy opvoeter, maar okay, here you go. Hy is gearresteer op Dinsdag die 23ste Julie during an undercover operation by the Provincial Organised Crime and Crime Intelligence Units working together with the Klerksdorp Tactical Response Team, TRT. Nou, hierdie ou is blykbaar deel gewees of 'n leier van wat ons noem construction mafia. En hy het by 'n fiber operator wat besig was om fiberkabels te lê tussen hier en ander plekke gekom en vir hom gesê, weet jy wat? Ek soek R50,000. Wel, behalwe jy gaan vir my werkers 'n bietjie werk gee. Okay. So baie nou nog nie genoeg nie. Ja. En ek soek R50,000 se protection money by jou. So dis hoekom hy sekere forme. Dis ook hoekom hulle altyd ook so te kere gegaan het met hierdie nuwe verwikkelinge en goed wat hulle so gaan beklei nie 'n ou vir die straat af mag. Want hulle kry ja, maar jy sien dis die ding. Hierdie construction mafia is waar hulle sekere mense forceer om sekere mense van hulle te gebruik of dit raak 'n probleem, dit raak al 'n groter probleem. Absoluut. En seker landwyd, maar ons worry nou net oor Ons is bewus van en ons is bly ons SAPD sorteer dit uit. Maar ek wil die SAPD vra. Doen 'n bietjie werk daar in Elandsheuwel soos wat ons almal hom ken. Ek glo jy het gehoor van die oom wat donderdag aand oorlede is, wat hulle se lijk sal Vrydagoggend gekry het. Maar Jan, dis nie die enigste geval nie. Daar is ek wil sê ek bly daar. Dit was 'n ou buurt en ons het nooit probleem. My straat nie probleem want ek het 'n ou klein dun straatjie, weet. Maar om my het hierdie week alleen was dit gevra of ek in die Wilde Weste bly. Want regtig daar was moord op moord en daai ou tannetjie wat in haar huis vasgekeer was en selfs by die kafee het hulle 'n rooftog gehad. En daai kafee is letterlik om die draai. Hy staan om die draai en ek weet nie aldag ek probeer my kop om dit kry, is dit mense wat sukkel of is dit mense wat die drugs gebruik? Want kom, ons gaan eerlik mekaar wees. Elandsheuwelstraat is 'n nes.
van drakhuise. Maar Maggie, dink jy nie dit is mense wat van nog swakker buurtes afkom? Wat daar's nou nie, en ek wil nou nie spesifiek uitlig nie, Ja, maar ja. dit lyk asof dit bendes is wat Ja. trek van een area na die volgende Ek kry daai beskikbare idee. area. Ek kry daai idee want dis of hulle Die buurte een area, target. die een area raak te droog. Ja. En dan Ek hoor jou. Ek kry ook daai idee want hulle het eers op 'n ander hulle was eers in 'n ander area. Nou is dit weer daar en daai be honest, ek gaan eerlik is wees, daai waar pap daarby ja, ook. dit is waar 'n ding soos crime intelligence Ja, belangrik inkom. exactly. Wat is crime intelligence? Dis waar die polisie betaal vir inligting Ja. ook. Jy weet hulle gebruik die mense op die grond en hulle het hulle informers en beriggewers en daai mense is eintlik baie belangriker as mense hulle krediet Ja, vir ja. wil gee. Maar dan gaan kyk mense na ons polisieminister Senzo Mchunu. Senzo Mchunu en hy gee 'n beperkte budget vir crime intelligence. Kleiner budget. Ek En hoor, dit maak nie sin nie. ek is baie trots Ek op ons dink hulle moet polisieman. meer werk daarin doen. So die SAPD het die vermoë Om dit te kan beter doen. Yes. Ek is baie trots op ons manne. Ek weet hulle doen. Dis 'n harde werk, dis 'n gevaarlike werk, dis alles, maar ook bid ek uit my hart uit dat daar nie informante is wat tip-offs gee. Want hoekom Verkeerdelik, maar ja. verkeerdelik. Ja. Want hoekom word daai groep mense net nooit gedaan? Jy hoor so een keer in 'n jaar ook hulle het 'n clean-up gehad, hulle huis geslip, hulle het gedien. Ongelukkig. Wat is dit? So ver en ek wil nou 'n bietjie binne inligting gee op dit wat ek al gehoor het. Hulle het nie geld om die informante te betaal nie. Okay, ek hoor jou. Dis eintlik waarop dit neerkom wat my punt was. En dis hulle probleem. So daar's mense wat inligting het. Hulle wil net nie inligting gee as hulle nie betaal word daarvoor nie. Maar dis 'n kopseer daai. Ek Dis 'n kopseer. wens ons kan eintlik 24 uur 'n mannekrag daai wat hulle fisies kan vang. Ons moet ek weet nie, dis 'n ding wat in ons wêreld is. Nie eers net Suid-Afrika of Clash op nie. In ons wêreld is drugs is 'n probleem en hulle weet nie hoe verniel hulle lewe nie. Ja. Maar daar's net nie, dit voel vir my of ons almal so daar's net nie 'n way wat ons hierdie ding kan stop nie. En jou kind is dalk een van hulle wat môre in 'n wet geval word. Ja. Terwyl ons so praat van die SAPD doen goed. Het jy gehoor ons het 'n 15 man Olimpiese span wat 'n Ek weet van die marathon. Olimpiese spele toe is. Maar gelukkig gaan Rarig. Ja. Van die SAPD. Gelukkig hoef hulle nie te hardloop of te spring of te swem of enigiets nie. Hulle is net daar vir public order policing. Ek het jou Maggie, hoekom lag jy? Ek weet jou Ek is dood ernstig. Hulle is daar om die Franse polisie te help met public order policing. Hoekom lag jy? Ek moet hierdie nou in die nuus sit. Ek gaan dit nie uit-edit nie. Ek wil begin deur te sê ek hoop hulle vat ons atlete wat daar by die wat noem jy dit nou wat marathon wat was dit nou? Comrades. Die Comrades. Ek hoop hulle vat daai atlete wat daar laat hulle spoed want jou gesien die Fransmannetjies so dun. Ja. Is hulle Nou, net vir die mense, just so by the way, ons het net gou terwyl Maggie nog besig is om te lag. Okay. Dis nie die Suid-Afrikaanse regering wat Ja. betaal. So ons as belastingbetalers betaal nie daarvoor nie. Okay. Blykbaar beplan hulle hierdie ding al van iets soos 2019 af. Okay. En hulle het 15 van ons top public order policing members gekies om oor te gaan want is kennisoordrag. Want ons weet nie wie nie, En né? die Franse regering het hulle genooi Okay. en betaal vir alles. So hulle gaan lekker vakansie. 7 vroue nee, hulle gaan werk. Okay. 7 vroue, 8 mans. Hulle gaan 'n bietjie werk, glo my. Die mense in die public order policing bedryf, ek sal weet dis 'n verskriklike groot eer. Dis net jammer hulle het net plek gehad vir 15 mense. Wens hulle kon baie meer gestuur het. Veral bietjie meer trainees. Nou die Franse regering betaal vir alles. Hulle verblyf, waar hulle gaan, alles behalwe kos. Skus. So Jy moet hierdie makat. volgende keer gaan hulle beter beplanning doen. Hulle gaan hulle eie ouetjie op 'n 60-60 skooter saamvat. Hey. So in elk geval baie dankie dat jy aan Suid-Afrikaanse polisie ook gedink het dat die Verteenwoordig, Franse ja, moet dat jy- help en ja. Dit is soos Rian sê eer. Go and Probeer baie hard represent. om dit ernstig te Be sê. our warriors. Warriors. Jy Be klink our al warriors. Fransman. Jy's nie so 'n polisieman wat oorgaan nie. Kruip jy nou gat om saam te gaan? Oh my aarde.
Yes, like O nee, wag. Okay, en dan 'n bietjie internasionale nuus behalwe nou vir daai Jy moet maar edit dan, hè. Ja. Dis baie min editing wat ek daar gaan doen, glo my. Internasionale nuus nou behalwe nou vir hierdie. Onthou as jy in Klerksdorp bly, is enigiets buite Klerksdorp is internasionaal. Ja, dis reg. Wie onthou Lillian Ngoyi straat? Nou vir die mense wat nou al vergeet het daarvan, dis die ou Breë straat. Nou wat die 19de Julie 2023 het hy mos ontplof, die hele. Ja. Dis waar die taxi so lekker in die lug en opgespring het en so. Die krake en die ding. Ja, dis reg. Dis al 'n jaar terug, né? En Tyd vlieg daar's nog toe, niks te doen nie. Kan jy net dink as jy 'n winkel op daai straat het en dis net 'n gat. Waar kom jou mense vandaan? Hoekom mense by jou winkel? winkels? Straat hier nie, maar ja. Dis chaos. Maar apparently, dis 'n hele 1.8 km se pad wat nie meer bestaan nie. En om dit reg te maak is oorspronklik gekwoteer 178 miljoen rand. En blykbaar het daar nog bogrol gebeur. Niks. So is nog net gat. Dis nog net 'n gat. En die Johannesburg se munisipaliteit wil nou die tender kanselleer en vir 'n ander kontrakteurs gee en allerlei goed, want die kontrakteur het dit nou die prys nog opgestoot na 196 miljoen. Daar sal 13 miljoen van die geld gespandeer. Oh my word, maar niks het nog gebeur nie. Nog niks is gedoen nie. Maar die geld is weg, die 13 miljoen al. So ja, ons sal maar nog sien wat daar gebeur. City manager Floyd Brink moet maar vir ons daar 'n update gee. Maar Floyd Brink is nou weer in ander kontroversiteite betrokke. As jy 'n bietjie gaan kyk na my YouTube channel, ek het vir julle ander goed daaroor Floyd Brink in die watersage. Ek het hierdie opskrif. Ek gaan net so vinnig deur die nuus want ons nuus raak nou baie lank. Ja, ek het minder lag. Dis nie ernstige nuus nie. Ek is regtig elke week probeer ek soos 'n regte ordentlike dame. Mense sien nuus, Yes. dan dink hulle dit gaan ernstig. Dis baie ernstig. Nee, Ons is nie nee, boring nee. nuuslesers nie. Ek hou daarvan om te Nie spot. gesels net nuus nie. Nee. Ek hou baie daarvan om te spot en ek bespot nie die persoon en ek hou daarvan om te spot. Wat ek sal sê, Rian, goeiedag, welkom by ons. Komiese kommentaar. Dit is eintlik dit. Maar ja, ons geniet om wel ek moet bysê, daar's mense wat vir ons comments los en sê, "Jesus, ek geniet julle. Ek geniet hoe julle dit aanbied. Goed, dankie vir julle, so by the way." Julle ouens wat ons daar dop hou op TikTok, julle ook. Ons weet dan nie wat hulle sê nie, maar die klomp wat vir ons Ja, wat vir ons julle, sê ek kan weer dankie, ons sniffels dit van die- bring en ek wil vir julle sê dankie dat julle ons hele nuus deurkyk en opgesaal sit partykeer met hierdie malaas soos ek en maar ja, ons het van die begin af altyd gesê ons bring nie nuus nie, ons bespreek die nuus. En ek soos die meeste mense my ken, ek is nou regtig nie 'n ernstige sou staan nie, so. Dan Sorry. nou hierdie week en ek moet elke week praat oor die munisipaliteit Ja, en maar hulle bly in die moeilikheid ja, hulle bly in die moeilikheid. Want in die vorige nuus wat ons gedoen het in die verlede, het ek altyd begin met munisipale probleme en waar ek die munisipaliteit uittrap ensovoorts en mense het gesê asseblief, as ek hoor jy praat oor die munisipaliteit, dan sit ek sommer af. Maar ons is ook Maar ons nou moet daar, ons praat. raak so negatief as ons begin met dit dan Want hulle soos jaag hierdie nonsens kyk hoe aan. lekker lag ons nou van die 2-3 weke wat ons begin met hulle Ek het nie. 'n baie gunsteling woord wat begin met 'n K, maar ek wil dit nie op video sit nie, maar Jy weet, dit kan baie wees, Ons het nee. gelukkig, ja. Ons het gelukkig ja, maar hier eindig met K ook. Mooi vir En as jy eers in die middel is jy diep in die moeilikheid by die DA. Die Ja. DA, ek noem hulle die Jack Russell party. Jack Russell. So as julle my weer hoor ek praat van die Jack Russell party, dis die DA. Ons DA in Matlosana het nou weer gesê hulle wil die City of Matlosana criminally interferes in the supply chain. En hulle wil nou lyk my hofsaake en goeders gaan begin doen. Nou niemand anders praat eers oor die CFO en haar korrupsie en die goed wat sy Ja, bly nie- Dit was 2.9 miljoen. Almal wil amper half onder die mat in vee. Dit lê net daar. exactly. Ja. Hulle wil dit stil maak en Ja. dis asof daar en mense sweer joernaliste word betaal om niks te sê nie. Ons sê niks. Maar die CFO is alweer is nog steeds in die moeilikheid. Die storie het nie verdwyn nie. Dis net niemand praat daaroor nie. En ek is bly dat die DA dit nie laat gaan lê nie. Mooi. Ongelukkig is daar mense wat sê maar hoekom doen die DA nie meer nie? Julle moet onthou, nie genoeg mense het gestem
vir die DA om 'n sê te hê nie. As 'n bietjie meer mense gestem het, kon die DA 'n sê Hulle is nou gehad het in die munisipaliteit. Ja, Hulle is daarin as ward councillors, maar hulle het nie genoeg sê om seggenskap om 'n ding te kan verander nie. Soos jou skuld as jy nie vir hulle gestem het nie. Ja, as jy nie gestem het nie, kon jy gestem het en hulle kon 'n seggenskap gehad het, maar ja, so los dit daar. So hulle karring nog steeds aan die CFO en die maatjies. Maar ja. Ons het gepraat van die maatjies. Die MMC's. Dis nou die Meyer, maatjie en committee. Nee, Meyer, die maatjies en die chommies. Ek was nie met die chommies. MMC's, Klink nog ja, goed. Daar vind jy nou. Okay, ons is nou maar ernstig. The members of the mayoral committee. Ons het nou nuwe councillors, want ons Meyer, ons nuwe Frikkie. Ja, jy noem hom ons Frikkie. Verlietjie, wat sê goed? O, Fikile. Frikkie. By Frikkie Fikile Matslope. Ja. Het nou vir ons nuwe councillors gekies. Ons finance dit en ek gaan hulle een vir julle lees. Nee, ek gaan nie. Ek gaan hulle een vir julle op die skerm wys. Ja, ek kan val. Daar het julle ons hele lys van nuwe councillors, maar ek wil een hier uitlig. Sy naam is Councillor W Gang. Dis Wesley Gang is dit Gang. Julle moet maar reg help daar. Ons local economic development. Dan hy het 'n manier uitfigure om vir hierdie munisipaliteit nog geld te maak. En hy is nogal die rede hoekom ek sy naam uitlig. Baie mense weet nie wie is hierdie jong man? Wie is hierdie Keider Wesley Gang? Is die ANC Youth League's national spokesperson. So ons het nou belangrike mense in ons Dis raak groot. in die Matlasana munisipaliteit, een van die mees korrupte munisipaliteite in die land, waar ons amper oor 'n biljoen rand skuld aan Eskom en oor 'n biljoen rand. Ek praat biljoen, maar dit is eintlik miljard as die regte Afrikaanse naam. Voordat die Afrikaanse mense my nou weer kom uittrap. Ons skuld oor 'n miljard rand in water en elektrisiteit rekeninge elk. Ja, Nee? ek wil nou nie eers daar gaan nie. Ek het hierdie week letterlik huiswerk gehad met my munisipaliteit rekening. En as jy dink jy word nie deur die munisipaliteit gescam nie, dan word jy deur ander mense wat maak asof hulle deel is van die munisipaliteit gescam. Nou, ek dink 'n paar van julle het dalk op Facebook hierdie ding raak gesien van die general workers scam, waar hulle letterlik aansoekvorms uitstuur na mense toe. En as deel van 'n aansoekvorm is daar 'n fooi wat jy moet betaal om 'n gewaar. Wel, jy het twee opsies. Of Jy kan klik ook op die post. jy kan jy kan die fooi betaal om seker te maak jou aansoek gaan in. Hy's definitief daar. Ja, hy's definitief daar. Of 'n groter fooi om te waarborg jy kry die job. Ja. En dis myne nogal 'n interessante ene gewees. Jy het nie geld nie, Daar's soek 'n werk waar jy mense betaal vir dit. Ja, daar's mense wat dit glo. So as jy ooit so iets sien en jy wil graag 'n general worker word by die munisipaliteit en iemand kom na jou toe en sê jy moet betaal vir jou aansoek. Vir enige iets wat jy moet betaal, dis mense moenie so gullible wees nie. Don't fall for it. Regtig. Maar weet jy wat Ria, mense is so hardop dat dit op daai stadium dink ek so waar lyk en dan dink ek, hier's 'n way uit. Kom ek doen dit net. Yep. Ek dink dit raak tyd om wat ook al jou stemmetjie vir sê te luister, moet hom nie ignore nie. Tweede ding, Vra ander mense en gaan op jou knieë, maak dit 'n gebedsaak. Regtig, jy gaan jou antwoorde kry. Maar moenie net val vir die eerste beste ding. Iets soos jy het dit al baie gesê, iets wat te goed lyk om waar te wees, is te goed om waar te wees. Let op. Nou, in Stilfontein was daar 'n special clean-up campaign. En hulle het my gunsteling winkeltjie vir hamburger patties en wors en mince gaan staan en toemaak. Ek sê ernstig nie, nee. Maar so gepraat van desperaatheid en so voort. Ja, daar's mense wat nou regtig so desperaat raak vir goedkoop kos en vleis en sulke goeders wat hulle by hierdie tipe winkels gaan koop. En health inspectors discovered that the product packaging
from various stores were not barcoded en daar's allerlei probleme, gesondheidsrisiko's, ernstige probleme. En ja, hulle het nou daar deur gegaan, kos en goedere is gekonfiskeer en daar kan jy sien dat hulle het agter in een van die dumpster trokke gegooi en gaan weggooi. Maar ek weet nou baie van hierdie kosprodukte en so aan is nou nie geskik vir mense nie. Ja. Maar hoekom het hulle dit nie vir die honders, diere Ek wil nou net sê, hoekom vat hulle dit nie Stilfontein Shelter toe nie? Exactly. Weet jy vat die goeie vleis wat daar is, want daar is goeie vleis. Ja. Dis net nie geskik vir menslike gebruik nie. Kook dit op reg vir die honde en daar gaan jy. Damp hulle dit nou. Ek gaan damp hulle dit nou. Ek kan maar die Is daar 'n interessante ding wat nou ook hier wil voorgekom het want ek gaan vir mense Dis nou die persverklaringkie. Dis nou die persverklaring. Dit lei nou op die. Ja, wat jy wil wys. Ja, wat hier kom iets by. Maggie, jy weet dat jy ken hierdie ding. Almal ken hierdie ding. Julle ken hierdie ding. 'n brandblusser. 'n brandblusser. Wat noem jy die ding in Engels? 'n fire extinguisher. Nie die Motlasana munisipaliteit nie. Dis nie 'n extinguisher nie. Wag, ek gaan vir julle gou inzoom op hierdie artikel. I feel so distinguished because it is most businesses were found to be operating without fire distinguishers for safety measures. Dit is it's only the system, moenie worry nie. Net verkeerd getik. Ek vol dinge vandag. Ja. So ja, dit is die nuus en ek hoop julle het dit geniet. Ek dink ons het regtig baie hartseer hierdie week eintlik buite vir daai arme oom nie. Ons het net ons het baie gepraat, maar ek dink ons het baie gesê ook. En ons het En elke week sinds hierdie week gaan ons nie skorter wees en elke keer raak hy ongelukkig langer, maar ek dink dit is belangrike nuus geweest en is lekker om bietjie met julle te gesels, met jou te gesels. Ja. Ons gesels eintlik met jou. Bly interak met ons Tensy jy maatjies het oor jou skouers na jou selfoon kyk en dan praat ons met julle. Maar antwoord jy wat jy voel hier binne. Ons wil julle weer nooi na ons gesels net Facebook page toe en of YouTube kanaal. Ons het 'n YouTube kanaal waarop ons al ons ouer video's wys en ons nuusvideo's stoor, so julle kan altyd teruggaan en 'n bietjie nuusvideo's daar gaan kyk. So ja, ons het lekker kuier, lekker markte hierdie week. Ja, ek gaan van die een mark na die ander hardloop terwyl jy werk aan partytjie. So Ek het 2 groot jobs. Ek het 'n advertensie video wat ek môre moet opneem en dan ook 'n verjaarsdagpartytjie so. 2 groot jobs in een dag. Eintlik werk ons. Ja, ons werk lekker. Ons werk regtig lekker. So as iemand vir my sê kom na my mark toe, dis vir my voorreg om jou daar te wil hê, dan moet ek en jy altyd eers praat, want dan tree nog ietsie aan of ek het ietsie aan. En dan maak dit moeilik. So jammer vir die klomp wat vir ons vra asseblief kom saam. Baie dankie vir die hamburgers wat julle aangebied het. So. Ja. En baie dankie vir die mense wat wel vir ons hamburgers gee. Wie het by daai Flavorfest het ek weer burgers gaan koop by die Hamburger Queen, want dit is net lekker. Jy sien hulle het nou ook 'n bussie gekry. 'n taxi bussie. Okay. Hulle het hom so lekker bright oranje. O, ek het dit gesien. Ek het nie geweet hulle nie. Ja, want ek sê vir die man, maar julle logo hierso op die deur. Ja. Is net so groot. Is te klein. Ja. Kom groot. En met die hele bus. Burger Queen. En hulle die busie langs het net so oulik want hulle dit met die vibe van Oorsee Amerika gegee kind of. Hulle die dakkietjie uit in die stoeltjies. Dit was regtig ek was baie impressed my fees hoor. Het jy die round table mannetjies daar in die hoek gesien? Ja, dit was baie. Russell Himan en sy spannetjie. Hulle was ook betrokke met die IFM for Charity gister. Ja, Russell is nog eintlik ook oral. Ek moet regtig hulle skerp manne doen baie dinge ook vir ons gemeenskap. So, van my kant af, vlei my storie is uit. En onthou, as jy gaan kuier die naweek, dink voor jy drink. Ons sien julle volgende week op dieselfde plek, selfde bank. Volgende Vrydag, selfde plek, selfde bank. Rian het gesê skuif nader, nou kan julle weer terugskuif. Lekker nou. Kom maar julle. Ek gaan nou nie langs smaal hierdie. En dat is nie.